vers 13 tot 17. Nou Jesus vra vir die disippels: wat sê die mense, wie is ek? Jesus, die seun van die mens. Jesus praat van homself as die seun van die mens. En dit beteken Jesus wat seun van God die Vader is en mens geword. Seun van God wat mens geword het. Maar Jesus praat van homself as hy is die seun van die mens. Verstaan? Dit beteken goed. Nou, Jesus vra vir die disippels: wie sê die mense oor hy? Wie is hy? Jesus. En die disippels sê toe: party mense sê u is Johannes. Johannes die Doper. Want baie mense het nog nie ontmoet vir Johannes die Doper nie. En ek gehoor van hom, dat hy begin om mense te doop en vertel van Jesus wat kom. So, party mense dink Jesus is Johannes die Doper. Johannes die Doper. Die disciples sê ook, party mense sê, u is profeet Elia. Verstaan? En party mense sê, u is die profeet Jeremia. Waar is Jesus? Maar Jesus vra vir die disippels: wat sê julle, disippels, wat sê julle, wie is ek? Vra Jesus. Simon Petrus sê vir Jesus: u is Christus, die seun van God wat leef. En Jesus antwoord Petrus en sê vir hom: Simon, is u en oor
vir Jesus slegte behandeling. Hulle gaan begin om vir Jesus te stry met hom. Ja, te stry met hom en te verwerp. En die lewe moeilik te maak vir Jesus. En Jesus begin so lewe. Dat mense verwerp, hulle stry met hom. Hulle is leed met hom. Hulle hom. Kalat hom. Slaan hom. En Christus, hulle maak hom dood. Aan die kruis. En Jesus sê vir hulle, maar moenie kom in die derde dag sal weer lewe kom, opstaan. Wat die disciples dit nie verstaan. Hulle het nie besef dat waarom praat Jesus? En toe Petrus dat Jesus gesê, Here, nee, ek bid dat God die Vader sal keer dat dit gebeur. En toe sê Jesus, Petrus, ga weg, Satan, want jy wil nie doen wat God wil nie. Jy is soos die duiwel wat my wil keer of doen God my Jesus gestuur het om te doen. So Petrus geskrik maar het nie nog nie verstaan. En soos hy daar geloop het Jesus hulle begin getuig. Hier, kom. Hoekom hy gekom het? Hoekom hy moes kom hy? Hoekom hy moes sterf aan die kruis? Dit is het wel. Die boodskap. Hoekom? En Jesus kom na hierdie aarde. Ja, om
almal van julle weet wat het gebeur daar in die tuin. Ons weet, gelees, dat God die Vader het hierdie aarde gemaak. Die aarde behoort aan hom. Hy het gemaak bome, pragtige berge, valleie. Ons sien foto's. Mooi, lekker, baie mooi. En ons wil graag gaan kyk. Die Vader het dit gemaak. Toe hy klaar gemaak het dit, hy besluit, hy wil mense maak, te woon hierdie aarde. En die eerste mense wat hy gemaak het, was Adam en Eva. God die Vader was goed. Hy het gemaak 'n tuin, 'n spesiale tuin, waar Adam en Eva kan woon. Mooi daar. Bome met vrugte en groente wat hulle kan eet, met voete werk. Hulle kan net ontspan, kyk hoe mooi dit is. Maar, wat gebeur? Satan, hy was 'n engel van die Here, die leier engel van God die Vader. Hy begeer om soos God te wees. Hy begeer om God te verwoes, oorlog te maak en God se plek te vat. Duivel, Satan, hy wil God wees. Toe ons lees in die Bybel, was daar 'n oorlog in die hemel. En God die Vader gryp, God is almagtig, hy gryp die duivel, die engel, sy naam was Lucifer, Lucifer. Nou, die duivel het ook ander engele saam met hom gevat, het hulle verlei. En God het besluit om daardie engele wat geboord het, moes hy engele gryp en uit die hemel te gooi, om hulle
moes vir die duiwel gesê van ek wil God Vader dien. Maar of hy ongelukkig net sy gaan luister vir die duiwel. Toe sê sy vir Adam, Adam is lief vir jou, so hy luister vir hom. Verkeerd, hy moes nie, maar hy maar hy toe het klaar gegeet. Sê, God beteken skaam, omdat hulle God geluister. Skaam, dat hulle geluister en dat gaan wegkrijg. En al God die Vader gekom, geloop in die tuin, geroep, waar is julle? Ja, daar. Toe, Adam Vader, en die Here sê, daar is jy, kom. Kom jy wegkrijg? Adam sê, skaam, bang, en die Here vra, kom, wat het jy gedoen? Maar die Here vergeet. Adam sê, eet van die boom. Die Here vra, hoekom het jy geëet? Adam beskuldig vir Eva. Sy gesê dit. Ek moet eet. En die Here vra vir Eva, hoekom? Jy geëet? Nee. Die duiwel het vir my gesê, eet. Want, onthou, toe die Here, God die Vader, opdrag gegee vir Adam en Eva, julle moenie van hierdie boom eet nie. Want as julle eet, julle gaan sterf. Hy wil dit geweet. Hy wil hê, Adam en Eva sterf. Sal dit op. Ja. En die duiwel het geweet dat God die Vader is lief vir Adam en Eva. Dat God hulle nie gaan doodmaak. En so kan die duiwel sê vir God, tel maar, as jy hulle nie doodmaak nie, sal ek nie van my doodmaak. So Satan probeer tyd kry om aanhou leef. Toe besluit God die Vader. En hy sê vir Adam en Eva, goed, vir julle straf, ek gaan nie meer langer woon binne die tuin. En uit. En die Here het gestuur engele rondom die tuin, beskerm Adam en Eva nie kan terug. Ons gewoon buite. En buite is myself hard en groente plant. Soep. Wat kan gee. Hart moes weg. Wat is dit straf? Maar die Here het gesê, goed, julle gaan nou geboorte gee aan kinders. En later is daar baie kinders groot geword, baie kinders het, sal iemand kom wat hierdie duiwel kom en vermorsel. Maar die duiwel sal hom beheer. En die Bybel praat van die kom in die hartskeer. Dit beteken, die duiwel gaan probeer of Jezus met te maak. Maar dit kan nie. Daarom moet ek in die hartskeer kan nie doodmaak. Maar die Jezus gaan hom sy kop en morsel en hom doodmaak.
Adam en Eva, buite in die tuin, daar gelewe, geweet van God, van God, geglo in God. Maar soos hulle gebore het, kinders, die kinders groot geword het, en trouw het, meer en meer en meer en meer, kinders dan in daardie tyd, die broers en susters, met mekaar getrou. En die mense baie getrou. Maar hulle vergeet, hulle begin in sonde lewe. Hulle het vir God verwerp, hulle wil nie vir hom luister nie. Hulle wil lewe soos hulle wil. En ons in die Bybel vertel van Kain. K-A-I-N, Kain. Kain, Abel. Ja, Abel. Abel. Hulle twee was broers. En Kain van Abel. Kwaadvol. So erg begin die mense. Erg. Mense oorlog gemaak met mekaar. En hulle was broers en susters van mekaar. Maar klein, hulle maak mekaar klein. En die Here het besluit, hy spyt uit mense gemaak. Spyt. En hy het besluit dat al die mense wat hy gemaak het, gaan dood. Stap met dood. En God die Vader besluit, hy gaan baie stuur, die allemaal te drink, en sterf. Maar, daar was een man, Noach. Die Bybel sê, Noach het naby God gebly. Hy het geglo. Hy was gehoorsaam aan die Here. Hy en sy familie, sy seuns as klaargetrou, dit gedoen. En toe God die Vader besluit, goed, hy sal vir Noah red en sy familie. En die Here opdrag gegee vir Noah, bou 'n groot skip. Met 'n ark. En die mense gespot vir Noag. Kom jy op 'n groot skip? Kom. En Noag het gesê vir die mense, jy moet bekeer. Want God besluit, hy gaan verwoes die aarde. Omdat julle God verwerp het. En God het die Here gestuur. Baie. En al die mense van daardie tyd gesterf. Alleen Noag en sy familie. Ons lees in die Bybel. Later het die water begin. En Noag het op die berg Ararat. En ken die berg, Ararat. En daar die berg, vandag, op daar, aan die
land ter T-U-R-K-U-E. Turkije. Aan Turkije. Dat Iran, nou voor die ISIS, oorlog daar in Iran, maar Turkije, baie oor berg. En die hoogste berg is Ararat. Ararat. Die archeoloog. En Noach en sy familie uitgeklim en weer begin plan te leef. En kinders gekry, mense meer. Mense het gevind wat oorgebly het van die aarde. Vandag as jy kan gaan kyk daar in Turkije, jy op aan die berg kan sien wat oorgebly het van die aarde. Maar ongelukkig, area word beheer deur moslims. Moslims. En hulle wil nie dat ons Christene aankom. So dit is eintlik gevaarlik om te doen. Goed, maar so Noah en sy familie oor die jare en meer mense wat begin versprei. Oor die aarde. En die mense begin weer aanhou sonde op in die Bybel daar. Hy beïnvloed mense. Beïnvloed mense. Hy wil ander mense God die Vader weer ons. Hy is klaar met mense. Klaar met die aarde. Hy gaan dit weer verwoes. Maar hierdie maal, hy gaan dit verwoes met vuur. Hy gaan gee het naaste kant. Het laaste kant. Een mens op een keer terug te kom. Dat aanvaard, maar hy het alles gemaakt. Die aarde en alles op die aarde is syne. En mense leef asof die aarde ons behoort. Asof my lewe, myne, ek kan maak wat ek wil. En mense besef nie, alles behoort aan God. Dis sy koninkryk. So, voor die Vader besluit, omdat hy lief is vir die mens, hy weer genade
mense glo, party mense hou vas aan God. Maar die meeste mense luister nie, glo nie. En God die Vader wil nie hê dat al die mense verlore gaan. Want God die Vader weet, dis die duiwel wat mense verlei. Maar ook mense se skuld. Ja, skuld. Want hulle het geluister vir die duiwel. Hulle moes nie, hulle sou weggejaag het. Maar hulle luister. Maar God is nie. Hy wil hy. Toe stuur God die Vader vir Jesus, sy seun. God die Vader het gedink, as hy stuur sy seun, sy eie seun, mense sal luister. En hartseer wat gebeur toe Jesus kom. Die mense sê, wie is hy? Hy is 'n mens, hy is van hom vertel. Dit is 'n hartseer. Hartseer. Want die mense vir Jesus verwerp. Want Jesus is lief, hy omgee, hy wil soek en red. Maar mense besef nie. God, die Vader, gaan kom en hy gaan verwoes hierdie aarde. Die Bybel noem dit die oordeelsdag. Die oordeelsdag. Die dag wanneer Jesus weer terugkom. Daardie dag begin die oordeel. En Jesus sal skei mense wat hom aanvaar het, glo, keer het, en Jesus sal hulle uitvat. En God die Vader gaan maak 'n nuwe aarde. Ons wat glo, gaan woon op daardie aarde. Maar die ander mense wat nie glo, nie aanvaar het Jesus nie. God die Vader gaan so baie wat is vir hulle. Want God die Vader dink gegee van hulle. Dink gegee. God die Vader gegee vir Jesus om hulle sonde straf te vat en in hulle plek te sterf aan die kruis. En daardie mense dink dit en dat. En God die Vader en wat Vader is vir hulle. En daarop vertel. Gooi die saam met die duiwel. Alles so, hoekom het Jesus gekom? Hy het gekom om ons te red.
het jou gered. Dis hoe jy hier is. Jy is lief vir elke. En Jesus wil hê ons moet vanoggend weer moenie bekommerd wees. Dit is gered. Nou besig maak voor die Here. Sy moenie luister die duiwel. Pas op dat mense wat die duiwel volg. En as jy swaar kry, moenie vergat toe hy van God se liefde. Dan swaar kry, so duiwel se werk. En Jesus waarsku, so jy moet dit weet en besef. Ander